platteland groot geword op Woester, om spesifiek te wees. Woester Noord Laerskool, Hoër Jongenskool Woester wat genoem word Boyseye. En Woester se Boyseye manne is baie angstig daaroor dat dit onderskei moet word van Parel Boyseye wat 'n bietjie meer internasionaal bekend is. Maar dit is waar ek groot geword het en my skoolloopbaan voltooi het. Dit was vir my 'n voorreg om gestabiliseer in een dorp my volle skoolloopbaan te kon doen. My ouers het op Woester as jong mense ingetrek en hulle hele lewe lank daar gewoon. Dis waar ons as kinders dan oor die voorreg gehad het om groot te word. Baie normale grootword proses as mens normaal kan noem. Baie lief gewees vir sport deelname. Ek het spesifiek aan gimnastiek deelgeneem. Maar die akademie, die skoolwerk het altyd sy plek gekry. Op die manier het ek dan nou ook, nadat ek in die weermag was vir 'n jaar, na OKP toe gegaan, die Onderwyskollege Parel, waar ek toe nou my eerste werklike naskoolse opleiding gekry het, want ek wou 'n onderwyser word. Op daai stadium was dit my enigste doel. Ek het nie baie lang ideale lank in die toekoms ingehaat op daai stadium nie. So ek wou graag 'n onderwyser word, LO spesifiek, weet jy, sportbelangstelling wat ek het. En op OKP, wonderlike jare, daar het ek ook amper 'n lewenstyl ontwikkel, as mens dit so kan stel, van 'n gebalanseerde akademie, sport, kultuur en dan die geestelike. Dit was vir my al vier om die beurt die dinge waaraan ek deelgeneem het. Ek onthou eendag, en as mens nou terugkyk na my se hele loopbaan, eendag by die cricketveld, een van ons dosente wat ons Afrikaans gegee het is 'n bekende persoon, Dr. Kobus Neetling. En hy praat toe sommer so met my, ek was al my 4de jaar, hy vra my, waar gaan jy volgende jaar, JP? Ek sê vir my, ek gaan Stellenbosch toe, voor ek nou begin skool hou, eers BA. En hy sê, maar kom ons werk gou so 'n bietjie vir jou uit. Ek weet nie wat hy uit wil werk nie. Hy sê 2 jaar op Stellenbosch, was dit daai dae 1 jaar afslag gekry as jy met 'n onderwysdiploma daar aankom. En dan jou BEd 2 jaar en dan so 3 jaar vir jou M. En ek dink jy begin die man nou baie kreatief raak en dan nog so miskien 3 jaar vir jou PhD. Dis die eerste gedagte wat ek aan gekry het om noem maar ook akademiese loopbaan, in 'n geval wat kwalifikasies betref en studies betref, te volg. En dit het my lewe lank my bygebly, daardie oomblik waar iemand gesê het, maar jy kan nog verder studeer. Want ek wou net onderwyser word en ek het nie verder gedink nie, maar hy het gesorg dat ek verder dink. Toe was dit nou die 2 jaar op Stellenbosch, die BA. Ek het toe nou vakke soos Afrikaans en Engels en sielkunde. Dit het toe my vakke en toe was ek reg vir die onderwys. Dis daar in die laat 70er jare en net na ek daar klaar is, getrou en toe my op Graaf-Reinet gevestig vir 4 jaar by Hoër Volksskool daarso. My eerste onderwysondervinding, baie geleer in die proses oor dinge hoe mense dit moet doen en veral hoe jy dit nie moet doen nie. Daar's maar 'n stuk student in 'n mens wat nog 'n bietjie entjie saam met jou loop. En agterna is ek dankbaar vir die mense wat my daar ook wat van my geduld gebruik het met my. Maar na 4 jaar was ek gereed om te skuif. En toe het ek Grabouw toe getrek en toe kon ek vir die eerste keer LOG, wat ek nie by volksskool kon doen nie, daar het ek Afrikaans en Engels gegee. En ook dan nou Afrikaans by Hoërskool Grabouw. En daar het ons lank gewoon. Kinders is daar gebore en 13 jaar gewoon, tot ek en daar het ek ook my studies verder geneem, BEd, MEd volgens instruksie en die DEd nog as 'n PhD gewees genoem, maar dit het hom genoem nie. So, dit was my voorgraads en dan 'n stukkie van my onderwysloopbaan wat daar uit voortgevloei het. En toe begin ek die gedagte kry, maar ek is nou klaar ek het nou 'n doktorale studie klaar gemaak. Eintlik wil ek graag met studente werk. En soos dit maar loop, wys iemand vir my 'n advertensie van pos in
Potchefstroom, by die onderwyskollege daar. Dis in Afrikaans en LO. Dis toe net my vakke wat ek toe nou in elk geval mee besig was op daai stadium. En dis nie 'n baie gewone kombinasie nie. En toe het ons 'n groot skuif gemaak, op daai stadium gevoel soos emigreer. Ons het daarna nooit weer so ver getrek nie, behalwe om terug te trek Boland toe, na ek afgetree het. Maar ja, toe het ek nou my in Potchefstroom gevestig. Eers by die onderwyskollege, maar soos dit maar geloop het in daai dae, die onderwyskolleges het toegemaak, toe het ons deel geword van die universiteit. En toe het ek nou op 'n natuurlike manier oorgeskuif, soos die meeste van my kollegas maar, oorgeskuif na die fakulteit opvoedkunde van die, wat destyds nog die PU vir CAO was, net daarna dit die Noordwes Universiteit geword. Nuwe loopbane toe, nuwe moontlikhede toe met begin ontstaan, toe 'n persoon, 'n oupa van een van die kinders wat by my in die gimnastiekklub was, toe hy vir my eendag vra, maar watter vakke gee jy? Toe sê ek nee, ek gee Afrikaans en LO, hierso by die college. Toe sê hy maar, wil ek nie so 'n bietjie met hom gesels oor die vakrigting onderwysreg nie. En dan was by Prof Isak Oosthuizen, hy is nou nog steeds aktief met sy navorsing. En toe het ek daarin geïnteresseerd geraak en eers het ek toe nou die Afrikaans komponent gelos, as mens dit so kan stel, 'n ander persoon is in my plek aangestel. Ek het nog aangegaan met die LO dosentskap, maar toe het ek begin werk in die rigting van onderwysreg. En ek het gou besef, ek ken die onderwys, maar ek moet nog alles leer van die reg. En hy het vir my gesê, as jy nou regtig ernstig is, en hy het my oor 'n lang tydperk kort gevra, JP, wil jy? En elke keer het ek gesê, ek wil, en toe het ek ingeskryf vir LLB. Nie die volle LLB nie, vakke wat met die onderwys spesifiek te doen het. Het ek oor 'n tydperk van so 5 jaar modules gedoen, gelukkig daar sommer op die kampus, as mens dit so kan stel, nie nodig gehad om ergens heen te gaan of my loopbaan te onderbreek nie. En dit het vir my daai grond gegee, formele akademiese regskennis, wat vir my die res van my loopbaan baie werd was, eintlik maar noodsaaklik. 'n Mens kan nie raai wat sê die reg en wat sê die wet nie. Mens moet maar dit reg ontleed en reg verstaan. En dis wat daai formele LLB studies vir my toe beteken het, sonder om die graad te voltooi. Dit was nie nodig nie. Maar die blootstelling daaraan in 'n formele konteks was vir my genoeg. Die studies in die LLB het vir my sekere temas in die reg en wat ek dan self oorgedra het na die onderwys toe, het dit vir my oopgemaak. Om 'n voorbeeld te noem, ek het toe nou al baie jare was ek betrokke by gimnastiek afrigting, beoordeling en so aan, en dan ken 'n mens die konteks van waar die sport plaasvind. En toe ek nou by 'n vak soos delikte reg kom, waar die aanspreeklikheid ter sprake kom, regsaanspreeklikheid vir beserings of ander soorte skade, waar dit ter sprake kom, het ek toe nou onmiddellik die verband gesien, en natuurlik binne die onderwyskonteks, waar sportafrigting plaasvind in die skole, en dit is 'n groot komponent van alle Suid-Afrikaanse openbare skole, soos ons weet, en ook onafhanklike skole, maar waar duisende onderwysers daagliks in risiko situasies wat sekere risiko's dra vir besering. En party sportsoorte is kontaksportsoorte, ons weet hoeveel besering daar potensieel en werklik plaasvind. Sport soos gimnastiek is daar ook risiko's aan verbonde as verkeerde tegnieke geleer word. Maar dit het nie net te doen met fisiese beserings nie. Ek het nou ook dit verder geneem en miskien so 'n stukkie van my sielkunde wat ek vroeër in my voorgraads gestudeer het ook ter sprake gekom, waar die verhouding tussen onderwysers in die algemeen en sportafrigter dan spesifiek, die verhouding met atlete en gimnaste en swemmers en so aan. Daardie verhouding wat gesond moet bly. En daar's soveel voorbeelde
wat sommer gou in my navorsing na vore gekom het van afrigters wat hulle posisie misbruik en dan 'n ongesonde verhouding stig met jong ontvanklike kinders. En ons weet hoe as 'n kind 'n sportonderwyser is gewoonlik gou sy held. So daai mense wat met kinders werk in 'n sportkonteks het 'n baie groot verantwoordelikheid om dit op 'n gesonde manier te bedryf. My loopbaan het eintlik nog nie geëindig nie. Ek is nog steeds betrokke na my aftrede in 2018 het ek nog elke jaar wat genoem word 'n Post 65 Fellowship, is 'n navorsingsgenoot na aftrede. Ek en 'n klompie ander mense kry sulke jaarlikse kontrakte. So ek gaan nog aan. My loopbaan het nog eintlik opgehou nie, maar 'n bietjie op afgeskaalde basis. Vang 'n bietjie meer vis en doen 'n bietjie meer houtwerk. En ek het bietjie meer met byeboerdery te doen gehad na ek afgetree het, maar die twee soos 'n mens maar as jong student geleer het ek het nie alles ingesê net vir een ding nie. Ek het maar so 'n bietjie die verskeidenheid behou wat die lewe interessant maak en wat 'n mens ook motiveer om as jy met die eintlike ding besig is, dat mens dit met oorgawe kan doen. So die groot vraag wat gevra word vir elke akademikus is: publiseer jy? En dan sal hulle gewoonlik sê ja, dan vra hulle hoeveel publiseer jy? En 'n mens moet 'n hele lewe versoen met daardie baie belangrike komponent, ook onder andere die gretigheid om dalk ook in 'n bestuurspos te kom. Want die twee kan nogal bots. Hulle kan versoen word. Ek dink dit is beter dat mens eers 'n gevestigde akademikus is in die sin van publikasies en dan kan 'n mens dan jy ook beter grond en die nodige statuur om dalk 'n beter leier te word as bestuurder. Maar die oomblik as dit gebeur, is die ervaring maar dan raak die tyd vir publikasies minder. So in die spesifieke vakgebied wat ek nou betree het, die onderwysreg, op daardie stadium was daar nie baie handboeke beskikbaar nie. So die grootste deel van my publikasierekord tot vandag toe nog is handboeke, hoofstukke en handboeke. Mense wil nie eers sê hoeveel nie, maar dis genoeg. En die handboeke moes geskrywe word vir die studente voorgraads veral, en die handboeke dien ook as bronne dan nou vir nagraadse studente, maar ons het die handboeke ook so geskryf dat skoolhoofde dit kan gebruik. 'n Handboek in onderwysreg gee vir 'n skoolhoof 'n goeie aanduiding wanneer hy sit met 'n dissiplinêre probleem van of 'n kind of 'n onderwyser of as menseregte kwessies van gelykheid of kinders wat voel hulle word benadeel, hulle sekuriteit, of die ouers voel miskien dat die kind se sekuriteit is in die gedrang of hy word nie menswaardig behandel nie. Dis maar waar 'n skoolhoof getoets word. En skoolhoofde het nie altyd daardie kennis nie. As hy dan 'n goeie naslaanbron het en miskien ook aangemoedig word, en dis wat ons gedoen het om hulle aan te moedig om dan nou 'n studie te doen. Skryf in vir 'n onderwysreg kursus. En dis waar die publikasies veral aan die begin dan nou noodsaaklik was. Ek kan miskien later ook net so een van die publikasies wat nou in die afgelope maand verskyn het, net wys as een wat ons met hierdie publikasies probeer het, en dis nie so maklik nie, om op die, in die Engels noem hulle die cutting edge, om op die nuutste ontwikkelinglyn te beweeg. So die onlangse Bella wetgewing wat baie groot in die nuus was, moes onmiddellik ingebring word in ons handboeke. Die ontwikkeling met graad R en die hele grondslagfase fokus wat die nuwe minister nou het, dit moes ingebring word in 'n kursus wat hierdie jaar die studente is nou al in 'n 3de jaar, maar hulle gaan nou hierdie jaar die handboek begin gebruik waar daardie alreeds in die handboek ingeskryf is. Die handboek is in Afrikaans en in Engels beskikbaar, 'n inleiding tot die onderwysreg, en dit bevat dan die heel nuutste. Dit is op datum tot en met wat van kyk
ons toegelaat het om nog nuwe veranderings aan te bring in November verlede jaar. Dit is die punt waar ons gekom het waar mense dat daarna was dit beweeg baie vinnig hierdie veld van onderwys. So daar's weer nuwe ontwikkelings, maar ons kon dit in die handboek inskryf. En die studente wat nou dit gaan gebruik en ook skoolhoofde wat dit gaan gebruik en hy word nie net by Universiteit van die Noordwes Universiteit voorgeskryf nie. Hulle kan dan nou dit gebruik as 'n gesaghebende want dit is baie versigtig nagevors en baie deeglik nagegaan. Dit is, ek kan sê, is gesaghebend of betroubare inligting. Ongelukkig is daar 'n algemene ook onder die publiek en die ouers 'n wanbegrip van wat beteken menswaardigheid en hulle glo die kind is geregtig op menswaardigheid, maar as hulle nou die skool besoek en dan kan jy nou maar 'n bietjie kyk op watter manier hanteer hulle dan die onderwysers en dan gee hulle daardeur baie gou te kenne, maar hulle self kan dit nie toepas, daai menswaardigheid optrede, respekvolle optrede nie. En daarom is die dissipline in baie skole ook gebaseer op 'n wanpersepsie. Dat die kind het die reg, allerhande regte wat hulle verbeel partykeer wat hulle glad nie eens het nie, maar hulle maak op staat en hulle sal vir 'n onderwyser in die klas sê ek het hierdie reg of ek het daardie reg. En ook die onderwyser laat verstaan maar hy het nie die reg om dit of dat te doen nie terwyl hy dit wel het. Die onderwyser se professionele posisie alleen gee vir hom die reg om 'n kind te dissiplineer en kinders kom daarteen in opstand in veral in skole waar dit glad nie so goed gaan nie of waar daar individue is wat dan nou die skool se dissipline ontwrig. Een van die artikels wat ek nou kan terugdink wat ek en is 'n hofsaak wat in Engeland plaasgevind het waarop ek die artikel gebaseer het. 'n Onderwyser in Suid-Afrika mag nie staak op grond van kinders wat hulle wangedra nie. Dit is nie 'n grond vir 'n staking nie. 'n Staking het 'n hele lang proses wat deur 'n vakbond georganiseer moet word en so aan. 'n Individuele onderwyser kan nie of 'n hele personeel kan nie staak as die skoolhoof hulle sê maar 'n bietjie onbillik behandel of sleg sê nie. Een hofsaak het in Engeland plaasgevind op grond van een enkele kind. Hy was maar 6 jaar oud. Hy het die hele skool ontwrig en die onderwysers het begin dink, hoe kan ons eenvoudig 'n staking teen die kind uitroep? En daar's 'n hele hofsaak gewees, dat die vakbonde was betrokke, is 'n lang proses gewees, 'n regsproses. Op die ou end het dit so geloop dat hulle die is staking eintlik kon aktiveer teen daai kind om te sê as daai kind verder na al hierdie maande se allerhande probleme met sielkundiges en die ouers wat betrokke is, nog steeds op sy aggressiewe manier die klas ontwrig, dan gee ek die klas nie. Dit is 'n hoogs uitsonderlike situasie en maar dis die werklikheid waarmee onderwysers daagliks te doen kry. Een of selfs meer of selfs 'n hele groep, selfs 'n hele klas wat net eenvoudig ontwrigtend optree en tot hulle eie nadeel net nie beskikbaar is vir goeie onderwys nie. En dit is so hartseer om dan ook agter te kom dat die onderwysers dan net nie meer kans sien nie of teen 'n spesifieke groep nie meer kans sien nie of sommer net die professie wil verlaat. Hoogs gemotiveerd aan die begin, gedemoraliseerd aan die einde. En ek dink die samelewing, skoolhoofde ook maar weer deur kennis van die reg kan baie daaraan en behoort baie daaraan te doen om goeie onderwysers se loopbane te probeer dat voortgaan in plaas van om te beëindig. Ja, ek het nou nog een M-student en een PhD-student wat nou redelik nog vroeg in hulle studies is. So vanuit hulle studies wat nou aan die gang is, die een student wat aan die PhD werk het selfs 'n meestersgraad in die regte, LLM, en sy gaan nou 'n bietjie kyk na die hele proses van op watter manier moet hierdie nuwe Bella-wetgewing in die demokratiese omgewing gestalte kry. Op watter manier moet die beheerliggame en die departemente saamwerk
en daaruit gaan verseker 'n publikasie of 2 kan verskyn. En dan is ek ook nog besig met die vorige PhD-student wat die laaste een wat ek klaar gemaak het om nog vanuit sy studie 'n tweede artikel te skryf. So op hierdie stadium kyk ons na goed wat nie heeltemal nuwe navorsing, nuwe empiriese navorsing vra nie, maar die data is daar, dit moet verwerk word. So is vir my nog lekker om daarbey betrokke te wees en seker te maak dat iemand dit erns gaan lees boonbehalwe die proefskrif wat sê maar reeds beskikbaar is.